Ek sterf met die verwagting om by Yahshua in te lewe. En daar is nie 'n hemel nie, en daar is nie Yahshua nie, en daar is nie 'n Jahwe nie. Weet jy wat, ek het niks gemis nie. Maar weet jy wat surprise het jy as jy doodgaan, en daar is 'n hemel, en daar is 'n Jahwe, en daar is 'n betroon, en daar is 'n hel. Pel, jy het 'n major probleem. Jy weet, lankal reeds volgens die woord van Jahwe, dat ons wedergebore moet wees volgens Johannes 3 vers 1 tot 11, om deel van Yahshua se bruid te wees. Dit is common sense, né? Dit, my vriend, is ongelukkig nie wat ek sê nie, maar dit is wat Yahshua self vir Nicodemus gesê het, volgens Johannes 3 vers 5. Wat het Yahshua vir hom gesê? Hy sê, voorwaar, Yahshua sweer by homself, ek sê vir jou Nicodemus, as iemand nie gebore of weergebore word uit water en gees nie, kan nou hy of sy die koninkryk van Jahwe nie ingaan nie. Dis 'n verskriklike stelling. So dit lyk asof die doop, die onderdompeling, die ouens wat nie gedoop is nie kan hemel toe gaan nie. Nee, dis die troonkamer, bruilofskleed. Terwyl ek nou verder met u my voorstelling gaan deel, moet u onthou pas wat ons gelees het. Pastor Rika, Rika en my vrou is almal volgens hierdie geleesde skrifgedeeltes wedergebore. Julle is almal, Pastor Rika en julle, nie ek nie. Nou moet jy nie weer sê, Prof Hannes sê, hy is nie wedergebore nie, asseblief. Daar is sulke siek mense, wat nie eens kan, wat stukkies uitsny van my boodskappe, hier en daar, al as hulle goed aan mekaar. Julle is siek, julle kort 'n bekering, julle kort die Ruach HaKodesh. En hulle het nie die guts om met my te praat, hulle het nie die guts om my te challenge nie. Wanneer ek met hulle kontak maak, dan druk hulle die fone dood, of as dit anderste is, dan blok hulle ons. Pastor Rika, wie my vrou is almal volgens die geleesde skrifgedeelte, wedergebore volgens die woord van Jahwe, en dien Yahshua in gees en waarheid elke dag. Ongelukkig stem ek nie heeltemal met julle saam nie, en ek glo nie dat daar nog baie tyd is, om later my saak met Jahwe reg te maak. Dis nou hoe ek het opvat. Ons is 'n vriende, ons is in die huis. Want reeds vir eeue word gepreek dat die wederkoms van Jesus Christus enige dag kan plaasvind, en dit het nog nie gebeur nie. Dit is nou, ek is so 'n bietjie amper half ateïsties, so 'n bietjie panteïsties, ek is nie heeltemal ateïsties, nie bietjie meer panteïsties, so 'n bietjie New Age-ag, so op die agtergrond, né? Ek besoek ook soms die kerk saam met Pastor Rika en hoor ook dat haar pastoor preek dat die wederkoms van Yahshua naby is. Soms sit ek by wanneer julle almal en Pastor Rika Bybelstudie doen, en dan hoor ek ook maar dat die hemel en die hel werklik bestaan. Soms lag ek hieroor, staan op en loop weg, of soms knoop ek een of ander argument met julle aan. Gereeld laat julle my verstaan, dat julle almal vir my bid om ook tot bekering te kom. Hierdie spesifieke Sondagoggend is ons 4 ook deel, julle 2 en ons 2. Ons 4 ook deel van die gemeente van ongeveer 100 mense, wanneer daar skielik, terwyl ons nog so staan en sing, gebeur 'n verskynsel. In 'n breekdeel van sekondes verdamp verskillende mense reg hier voor my in die kerk. Julle al 3, julle 2 en Pastor Rika, julle is weg. Hier staan ek. Hier en daar in die kerk is daar skielik leë sitplekke, waar er sekondes gelede nog mense gestaan en sing het. Vir 'n oomblik is dit doodstilte in die kerk, kan jy jou dit indink, jy staan daar, en jy is een van die wat saam met my agtergebly het. Die verbasing, vir 'n oomblik is dit doodstil in die kerk, en dan skielik gelyktydig, begin mense roep na hulle kinders, en ander mense soek hulle geliefdes, wie breekdele van sekondes weggeraak het. Mense soek onder die banke en hardloop uit die kerk om te sien of hulle mense nie daar buite kan die kerk staan nie. Dan hoor ek ou tannie sê, dit is seker die wederkoms van Yahshua, waarvan ek al soveel jare gehoor het. Verslae staar ons na mekaar. En dan slaan die werklikheid my soos koue water, wat op my uitgegooi word, wanneer ek besef wat werklik gebeur het. Dit wat vanoggend nou hier gebeur, is presies reeds vir bykans 2000 jaar gepreek en geleer. Yahshua of Jesus Christus gaan kom, om sy bruid te kom haal, Parosha. En ek besef soos almal, wie hier om my rond staan,
dat ek dit ook nie gemaak het nie. Kan jy dink hoe voel 'n ou op daai? Jy's nou julle is weggeruk, so julle weet nie, maar hier staan ons ander mense. Kan jy dink wat deur jou gedagtes gaan? Skielik besef jy die Bybel is waar. Omdat ek altyd geglo dat daar nog baie tyd is om my te bekeer, stadig sak ek terug op my stoel met my kop tussen my hande en ek praat saggies. Ek is jammer, Jaffa, bid ek is jammer. Ek is vreeslik jammer. Ek hoor hoe ander mense hardop bid. Ek is jammer, Jafashua, red my Jafashua. Ek is vreeslik jammer. Jy sien, die jammer, iemand het een keer gesê in Afrikaans, jammer is 'n goeie ding, maar hy kom gewoonlik te laat. Ek is jammer, jammer. Hier half onder my linkerkant hoor ek, my linkerkant, hoor ek 'n vrou op 'n man gil. Dit is jou skuld dat ons hier agtergebly het. Die een blameer die ander een. Want partykeer is daar huisgesinne wat agtergebly het. Die kinders is weg. Maar die kinders word gered wanneer Jafashua kom, want hulle is engele. Skielik onthou ek 'n preek van die pastoor wat verduidelik het dat die Ruach HaKodesh ook van die aarde af onttrek word. Die oomblik wanneer die wederkoms op verrouse van Jafashua plaasgevind het, volgens 2 Tessalonisense 2 vers 6 tot 9 skryf. 2 Tessalonisense 2 vers 6 tot 9. En dat die mense wie agtergebly het tydens Jafashua se wederkoms vir sy bruid nou te vergeefs bid, want die genade deur van die hemele is ook gesluit.